Is jy deel van die microwave geslag? Wow. Hulle praat van die Gen Z, die Gen X en al hierdie ander mense. Maar uit die gees wil ek vra, is jy deel van die microwave geslag of van die gemarineerde geslag? Watter een is jy in die gees? Of val jy buite al twee? Sien jy, in vandag se tyd is alles so gejaagd en ons is so haastig om alles te doen, dat ons alles vinnig wil hê. Mense spandeer nie meer tyd saam met God nie. So, die ete aan tafel het wêrelds begin raak en die televisie en die selfone het die tyd opgeneem. Mense praat nie meer met mekaar aan 'n etenstafel nie. Tyd om saam te bid het nou een kant toe geskuif en gesê, nee, ek moet eers hierdie werk klaar maak, want ek het werk saamgebring, dit moet eers klaar gemaak word, so bid julle maar, elkeen op julle eie, en ons begin elkeen op ons eie bid. Ons is nie meer as 'n familie in 'n eenheid om saam te bid nie. Tyd om met God te spandeer, is daar nie meer nie. Ons begin hierdie skietgebedjies bid, en ons begin met die Here praat terwyl ons in die kar ry, maar daar's nie meer intimiteit nie. Ons het 'n microwave geslag geword, en ons eis van God om ook 'n microwave antwoorde te gee. Dit is wanneer ons in krisistye is, dat ons dan ontstel word en sê, maar Here, jou woord sê, Here, en ons begin die woord gebruik, en ons begin alles uit mekaar uitslaan, en ons begin die Here met sy eie woord bestraf. Hoekom? Want God antwoord nie meer ons skietgebede nie. God antwoord nie meer daai tye wat ek net in die kar ry nie. Ek sê dit is verkeerd om dit te doen nie. Maar wanneer het jy jou intimiteit met God, wat jy stil raak en toelaat dat God ook met jou praat? Intimiteit is nie net ons wat met God praat nie, maar intimiteit is wanneer God ook met ons praat. En wanneer ons dan in 'n krisis kom, dan wil ons ure bid, en ons het nie die ure nie, want ons is nie geoefen nie, en ons weet nie om vir ure te bid nie, ons weet nie om God groot te maak nie, en ons raak verward in ons krisistye, en ons gryp uit na mense wat vir ons moet help bid, en dan raak hulle moedeloos, omdat jy na 6 weke nog steeds sukkel met dieselfde ding, en die volgende een, ek sukkel met kanker, en niemand is meer daar vir my nie, almal sê maar net vir ek moet opgee, en ons kry hierdie teenstrydighede, maar ons het 'n microwave gebedslewe gekweek, in plaas om van gemarineer te wees in God. Wat gebeur as jy jouself toelaat om gemarineer te word in God? Wat is die resultaat? Hebreërs 6 vers 13 tot 15 sê, want toe God aan Abraham, Hebreërs 6 vers 13 tot 15, want toe God aan Abraham die belofte gegee het, het God, omdat God by geen meerdere kon sweer nie, by hom self gesweer en gesê, voorwaar, ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. Abraham het geen Bybel gehad nie, maar hy het God gehoor. Hy het aangesig tot aangesig met God 'n verhouding gehad. Hy was gemarineer in God. Dan sê vers 15 die volgende, en so het Abraham die belofte verkry, nadat hy geduldig gewag het. Geduldig gewag het. Wat het Abraham gedoen? Abraham het homself gemarineer in God. Hy het nie probeer om God se arm te draai nie. Ja, hy het. Dit is hoekom Hagar 'n kind gehad het. En toe het hy besef, wow, hier's 'n probleem. Maar Abraham het elke keer na God toe gegaan. En so dikwels probeer ons, wanneer ons 'n woord van God gekry het, God se arm draai, in plaas van toe te laat en geduldig te wag, dat God ons marineer, totdat ons gereed is om in sy vlam te kom. Ja, God is 'n verterende vlam. Hy is 'n verterende vuur. Dit is soos wanneer ons, in Suid-Afrika praat ons van braaivleis. Wanneer jy die vleis op die vlamme sit en hom bietjie dan braai en hom dan eet. Maar die vleis is gemarineer, dit is deurdrenk met daai sous, en as jy hom dan braai, is hy lekker sag. Sien, die Here wil ons marineer, om sag te word in hom, sodat daardie woord wat hy vir jou gegee het, in vervulling kan kom. Maar ons wil alles so vinnig hê,
dat ons het vergeet wat dit is om sag te wees in God, om deurdrenk te wees in God. So maak jou keuse vandag. Wil jy gemarineer wees in God? Of wil jy deur die microwave gaan, waar daar baie keer nie eers voedingswaarde is nie, want die microwave brand baie keer die voedingswaarde uit. God vra vir jou vandag, wat kies jy? Marinering? Of kies jy om net alles in 'n quick fix te hê? In 'n quick fix is daar nie smaak nie. In 'n quick fix is daar nie altyd voedingswaarde nie. In 'n quick fix vergryp ons aan goed en word ons baie keer siek. Waar ons, as ons gemarineer is, weet ons wat is in dit. Ons word deurdrenk daarmee, ons word sag daarmee. En dan het ons meer voedingswaarde, ons het meer smaak, ons het meer geduld. So kies vandag watter pad jy wil stap. 'n gemarineerde of 'n microwave. Gemarineerd is ek het tyd met God, maar ek laat toe dat hy met my praat. Microwave, skietgebede. Die wêreldse dinge is belangriker. Na-uurse werk is belangriker. Vinnig iets te staan en eet is belangriker. Van ek is gou 5 minute by die huis en dan moet ek gou iewers heen gaan. My familie agterweë laat. Dis microwave. Ek wil jou hierdie getuienis gee en ek weet hier gaan baie probleme dalk daarvan kom. Daar was 'n man wat 'n prediker wat 'n gemeente bestuur het. En hy het geweier dat sy mense in meer as 2 aktiwiteite 'n week by die kerk betrokke is. Hy het geweier. Want hy het geweet, baie mense gebruik die kerk en die aktiwiteite by die kerk om van 'n familie af weg te kom. Of baie mense gebruik die kerk om hulle self te boost, omdat hulle in 'n posisie is wat hulle nie noodwendig by 'n werk kan kry nie. Of hulle gebruik die posisie by die kerk om mense te manipuleer, want dit is vir hulle lekker. Hy het met elke leier tyd spandeer en seker gemaak dat die leier ten minste 3 tot 4 aande 'n week by die huis is. En daardie prediker se gemeente het gegroei en hy het nie die jong mense verloor nie. 90% van die jong mense in sy kerk het behoue gebly en so het hy generasie tot generasie getrek. Hoekom? Want hy het gemaak dat die ouers by die huis is en dat die kinders besef, God is belangrik. Om daar buitekant te bedien is belangrik, maar ek wil 'n lewenswyse van God ook in my huisgesin toon. Hulle het God gemarineer in hulle gesin. Hulle het God nie gemicrowave in hulle gesin nie. Kies vandag, wat kies jy vir jou gesin? Wat kies jy vir jou eie lewe? Gemarineerd of gemicrowave? Die keuse is joune. Here, en ek wil elkeen vandag seën met 'n gemarineerde lewe. 'n lewe wat hulle kan hoor, kan beleef en kan ervaar in U. Here, maak hulle sag in die marinering van U vuur. Maak hulle sag in die marinering van U liefde. Bring vir hulle daai geduld, dat hulle soos 'n Abraham daai belofte sal ontvang, omdat hulle geduldig in U gemarineer is. Leer hulle wat dit is, om 'n gemarineerde lewenswyse te wandel. In Jesus naam. Amen. Shalom. Geniet die marinering.